en wonderlik, met trots aan die gebring deur Wild en Jag, jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by 2017 se eerste Wild en Wonderlik. Ons bring vir jou wat jy kan verwag van Februarie 2017 se uitgawe van Wild en Jag. Ons sluit ook ons gesprek af met Tolly Jordaan, wat vertel hoe hulle met skaars wild begin teel het. In die volgende Wild en Jag, met trots geborg deur Safari Outdoor, Africa's premier outfitter of outdoor, leisure and hunting equipment. In 2015, Lawrence Jennings set himself an objective to obtain the Tiny 10. According to him, these 10 antelope will take you to numerous habitats and locations in southern Africa in at least 3 countries. In this article, he tells about the Oribi hunt in Port Alfred in the Eastern Cape. He points out that the Tiny 10 will challenge the most skilled hunter to his or her limits. Read the story in the February edition. In February's Game and Hunt, we bring you the second part of the Sedima Buffalo Bull story. In part 1 of the story, we related how the new kid on the block, Wildswinkel's Buffalo Bull, one of the few 51-plus-inch buffalo bulls around, was thoroughly tested and prepared for transport to the Eastern Cape. There, his top-quality genetics will be put to good use among the females of Woody Cape wildlife. In this issue, we bring you all the details of Sedima's journey to the Cape. Koop Wild en Jag tydskrif by jou naaste supermark of teken in en ontvang dit per pos of lees dit digitaal op jou selfoon of tablet. Teken jy in op Wild en Jag, staan jy kans om die Primosprys ter waarde van R3000 te wen. In gesprek met is Annie gebring deur Barlow World Toyota. In die vorige gesprek saam met Tolly Jordaan. Ek gaan die plaas betaal met hierdie nyalas. Die nyalas gaan die plaas betaal. En een aand terwyl ek in Amerika was, het ek met 'n droom wakker geword. Het ons die geleentheid gehad om geld te kon hê, om dan ander diere te koop. So het ons buffels gekoop, so het ons seibels begin bykoop. Sy werk binne en ek werk buite. So 'n lekker verhouding en ek weet dinge sal reg wees, want Karen sal dit reg doen. Jy weet byvoorbeeld, ons praat van skaars diere. In vandag se tyd, wat is skaars diere? 'n Paar jaar gelede was 'n swart impala skaars dier gewees. En ons was gelukkig geweest. Ons was van die eerste ouens wat so in die Oos-Kaap wat swart impalas gehad het. Ons boer 15 jaar al met swart impalas. Swart impalas, dink ek, in my besigheid was van my beste geld wat ek gemaak het, was swart impalas geweest. Want ek het nog swart impalas gaan koop vir R1200. En ek het van hulle verkoop vir R700.000. So ek meen, dit was 'n absolute fantastiese tyd geweest. Maar swart impalas, nou is dit daar nie meer 'n skaars dier nie. Ons was so geseënd geweest, dat ons het koffiespringbokke by ons op die plaas gehad. En ons het dit nie geweet nie. My kinders het hulle doodgeskiet. Ek onthou nog die jare waar mense gekom het en my kinders van se meisies het van die koffiespringbokke doodgeskiet. En toe skielik besef ons, maar hier is 'n skaars dier. Ons moet na hierdie skaars dier omsien. En toe gaan vang ek daai groepies waar die koffiespringbokke was, gaan vang ek daai groepies springbokke en ek begin hulle in teelprojekte en in teelkampies insit. Ek meen, hulle was natuurlik hier gewees. En so het die koffiespringbokke by ons ontstaan. En so het ons die geleentheid gehad om van ons geld wat ons het in goue wildebeeste te kon belê en in 'n koningswildebees te kon belê en saalrig blesbokke te kon belê. En so het ons 'n kleurvariëteite wat skaars diere was, kon ons daarin belê. Ons was nooit in die geleentheid gewees om regtig waar in die buffelbedryf in te gaan nie. My buffel storie is eintlik maar 'n snaakse storie. Want dit was in 19 was ook 'n baie droë jaar gewees. 12 jaar gelede was dit by ons so droog en ons het geboer op daai stadium met 400 koeie, vleisbeeste. Ek het hulle sommer kettels genoem, maar dit was maar 'n kruising gewees. Was 'n Brahman kruising gewees. Ons het redelik baie suurveld hier in die berge wat ons mee boer. En ek het net die kans gesien om hierdie 400 koeie te voer nie. Ek het nie kos gehad om hulle te voer nie. So ek het 'n besluit geneem. Ek gaan 300 van die 400 verkoop. Toe het ek 300 koeie verkoop en my inkomste uit daai 300 koeie was R1.2 miljoen. En vir daai R1.2 miljoen kon ek 6 buffels koop. Ek het 4 versies gekoop wat uit 'n teelprojek uitkom van John Hume.
wat het 'n teelprojek uitgekom het en ek het 2 bulle gekoop wat ek gekoop het by Madikwe. So dit was 'n tipe van 'n Oos-Afrika bulle gewees wat ek op hierdie kreerversies gesit het. En die rede hoekom ek 2 bulle gekoop het was ek het gedink die bulle was teen 'n baie billike prys gewees want ek kon hulle skiet vir meer. My prys wat ek vir daai bulle kon kry as 'n trofee, kon ek skiet. So toe het ek sommer 2 bulle gekoop in plaas van 1 vir my 4 versies. En ek het later aan toe die 1 bul geskiet. Pragtige bul, hy het 43 duim horings gehad. Maar op daai stadium was horings nog nie die belangrike ding soos vandag nie. Mense het nog nie betaal vir horings nie, mense het net betaal vir 'n skoonbuffel. En die skoonbuffel was die belangrikste ding, hy moes siektevry gewees het. Want ek het gesê ek kan hierdie 6 buffels kan ek voer. Maar kan nie 300 koeie voer nie. Selfe geld. Onthou dit is my ruil transaksie was 300 koeie vir 6 buffels. Vandag het ons 21 vroulike diere waarmee ons boer. Ek het nooit soveel geld gehad dat ek ook kon in hierdie buffel ding inspring en miljoene betaal vir buffels nie. Die ander dag het ek 'n baie goeie bil gekoop wat ek baie geld voor betaal het. Want ek wil ook graag my ding opgradeer en ek wil ook graag mik na en kyk of 'n ou kan kom by 'n 48 of 'n 49 duim buffel. Die buffel billetjie wat ek gekoop het, sy pa was 'n 48 duim en sy ma se 37 duim koei. So ek het hom uit en uit op teelwaarde gekoop, hierdie buffel. Ek het 'n kans gevat want ek het die geld om miljoene te gaan betaal nie, maar ek het 'n kans gevat. Maar dis waar ons in die buffelbedryf is. So ons is in die buffelbedryf, maar ons hardloop nie op daai topvlak nie, want ons kan dit nie bekostig nie. En dit is wat so wonderlik is van hierdie wildbedryf. Elke boer kan in hierdie wildbedryf wees. Dit maak nie saak waar jy is nie. Dit maak nie saak of dit met 'n springbok is nie, of jy jou eie springbokke vat en jy gaan skiet die swak ramme uit en jy koop vir jouself 'n goeie ram en sit hom by jy springbokke nie. Maar ons kan almal van ons kan in hierdie wildbedryf wees. En jy moet besluit waar en watter kategorie wil jy speel. Nou, ek het gespeel in die kleurvariëteite. Nou op hierdie stadium is die kleurvariëteite baie af. Maar dis nog steeds baie geld. As ek nou moet gaan vergelyk en ek gaan sit en ek gaan dink logies en ek gaan sê vir myself, wat verkoop ek? Ek verkoop gras. Ek verkoop gras deur 'n kleurvariëteit wat ek voor 300 en 400.000 rand voor kry. Weet jy hoeveel geld is dit? Dit maak sin. Dit maak ekonomiese sin om met daai kleurvariëteite te boer. Al kry ek 80.000 rand. Ek persoonlik dink dat op die ou einde van die dag, en dit gaan gebeur, want dit het al gebeur, ons het nou al 'n paar van hulle begine skiet, van die swart impalas. Ons gaan die swart impala skiet vir 'n 300 of 3.000 of 'n $4.000, wat 'n baie goeie prys is. Die buitelanders wil dit skiet. Baie van my kliënte vra my, as hulle hier rondry en hulle sien die goue wildebeeste, dan vra hulle vir my, "Can I shoot it? Can I shoot it?" Dan sê ek vir hulle, "Nee, nog nie. Op hierdie stadium is hulle nog te duur. Een van die dae gaan ons hulle skiet. Die prys gaan afkom, want hoe meer hulle word, hoe laer word die prys. En sodra die prys laer word en ons kan hulle skiet. As ons 'n goue wildebees kan skiet vir $5.000, hoeveel geld is dit? Hoeveel goue wildebeeste kan ek teel vir daai geld? So daar is definitief 'n mark vir hulle. Daar is 'n mark vir hierdie kleurvariëteite, daar's 'n mark vir die sable, daar's 'n mark vir die buffels. En dit alles is as gevolg van ons wetgewing wat ons as Suid-Afrikaners toelaat om hierdie diere te kan eien as ons eie diere wat op ons plase boer. En dit is hoekom hierdie wildbedryf so groot sukses is. En hierdie wildbedryf is nie 'n babbel wat nou gaan bars nie. Daar is so 'n enorme eindproduk vir hierdie. Dan kom die biltongmark nog in. Ek praat nou oor trofeemark, want dit is waarin ek meer myself gefokus het in hierdie bedryf was in die trofeemark gewees. Om op te som, jy weet, ons besigheid het so goed gedoen in hierdie wildbedryf. Ons is so dankbaar, want ek onthou ons kom uit 'n skaap agtergrond uit. En toe my oupa het die bokke in die goed geteel en dit was 'n fase wat ons hier regtig oor gesels het, was die Kalahari Reds gewees. Wat ons Kalahari Reds, daai breinbokke wat ek jou van vertel het, wat ons toe begin teel het en ons het die Kalahari Reds opgeteel en geskou en embryo werk. Ek het vir 10 jaar lank het ons embryo werk gedoen, want ons het toe daai ondervinding gehad van embryo werk. En dit was vir my 'n baie lekker fase van my lewe gewees, waar ek baie geleer het oor bemarking, want dit was 'n nuwe ras gewees. Ons was 4 ouens wat saam begin het en ons het hom uitgebou tot waar die Kalahari Red vandag is.
'n fantastiese ras. Ons het hom veredel met behulp van genade en van embryowerk, wat dit gehelp het om dit vinniger te doen. En toe het ek gesien en ek het gaan sê, my wild is my stoetteling. En ek wil meer fokus op die wild. En so het ek my Kalahari Red besigheid ook afgeskaal. Die mark is baie klein, die wildmark is baie groter. Die see waarin jy swem is baie meer. Die is baie groter as die Kalahari Red wat baie kleiner is. So, jy weet, wat vir my opgewonde maak, is dat hierdie hele wildbedryf het 'n stoetbedryf geword. Want vandag gaan dit oor mates, dit gaan oor rekordhouding, dit gaan oor, dit hang af waar jy jouself wil posisioneer in hierdie bedryf. Ons het laasweek het ons die nuus gekry van die eerste buffelkalfie wat in vitro is. Ek meen, dit is stoetteling, dit is waaroor dit gaan. Een van die dae gaan ons 'n 60 duim buffelbil hê. Jy weet, ons het begin toe hierdie skoon buffels begin het en die seibels dieselfde. En kyk die kudu's, waar hardloop ons vandag met die kudu's? Jy weet, 45 duim buffelbil was die norm gewees. Nou is dit nie meer 45 nie, dit moet nou 50 wees. Selfs met 'n seibel. Ek meen, seibelbulle wat in die verlede 44 duim was topteelbulle. Daai is jagbulle vandag. Daai word vandag gejag. Vandag moet 'n seibelbil 48, 50 duim. 50 duim is die norm. As jy 'n 50 duim seibelbil het, dis wat hulle wil hê. In daai hele lyn is nou deurgetrek na al die spesies toe. As ons gaan kyk na die bulle en ons gaan kyk na elke stoetbedryf en jy gaan kyk na Simmentallers, Cherolees, Brahmane, dit is 'n besigheid op sy eie. As jy die hele wildbedryf gaan vat en jy gaan vat spesie vir spesie, dan is dit net so goed soos die kudu's is soos die Cherolees. Die Brahmane is so goed soos 'n ander wildspesie. En in elke wildspesie is besig om 'n stoetbedryf te word. Mense is besig om te teel om hom te verbeter. En die heeltyd, omdat ons hom verbeter ons sy trofeegehalte, ons verbeter die hele dier, wat absoluut opgewonde is. Dit maak my so opgewonde, want as ek in my area, hier in die Oos-Kaap, is sekere wild doen nie goed by my nie. Rouns doen glad nie goed by my nie. Ek boer nie met rouns nie, ek het dit probeer, ek boer nie met hulle nie, hulle vrek by ons. Ons het verlammingsborsluis in hierdie area. En verlammingsborsluis affekteer die rouns. So ons boer nie met hom nie. Maar ander wild doen weer fantasties goed. Nou, elke boer moet gaan kyk na wat se gras het hy op sy plaas. Wat se diere doen goed op sy plaas. En hy moet met daai diere gaan en hy moet met hulle gaan boer, hy moet hulle gaan selekteer en gaan selekteer net die bestes. En so sal ons hierdie hele besigheid sal dan nog steeds vir jare kan aangaan. En vir jare het hierdie 'n toekoms, 'n ongelooflike toekoms. Ek dink die enigste probleem wat ons het in hierdie bedryf is as die hele wêreld besluit jag is nie die regte ding nie. En sosiale media het ongelooflike slangkrag. En ons het nou, laasweek was dit die CITES konferensie gewees. En gelukkig op hierdie CITES konferensie het mense pro-jag gestem. En pro-jag is nog die inding. So, maar dit is waar ek dink, waar hierdie bedryf 'n baie groot probleem kan kry, is as jou anti-hunters, jou greenies, so ver kan gaan om hierdie hele jagbesigheid te kan verbrokkel. As dit nie die geval is nie, hulle kry nie dit reg nie, is hierdie besigheid baie gesond. Hy is gesond want die diere het waarde, en omdat die diere waarde het, sal daar altyd 'n aanvraag wees vir ons jagte. Aanvraag wees van die jagters af, en daarom sal daar aanvraag wees van ons diere. Ek dink ons het 'n baie groot toekoms voor ons. 'n Fantastiese bedryf. En ons moet dit net gaan leef. Ons moet elke dag gaan leef. 'n Ou moet gaan doen wat vir hom lekker is. Okay, jy sien wat nou gebeur het, nou die jag het... Sorry, ek gaan jou stop. Maak dit sy regterkraag plat. Waar begin ons nou? Begin weer jou van voor af. Yes, ek praat te veel. Ons webtuiste wildenjag.tv word daagliks met vars nuus aangevul. Moenie daarop uitmis nie. Onthou ook van ons sosiale platforms Facebook en Instagram. Totsiens.